Goeiemôre, dit is my voorreg, Tertius, om hierdie week die oggendoordenkings met jou te deel. En dit is 'n aansluiting by gisteroggend, Sondag die 16de Augustus, se oggendboodskap waar ons in Openbaring 3 vers 8 gehoor het hoe dat die Here vir ons sê, kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. In hierdie teksvers het ons gesien dat ons is besig om oor te beweeg in 'n nuwe seisoen. Ons is op die drempel van die lente, al die voorbereiding is daar. En reg deur die kerke wêreld gaan hierdie boodskap op die oomblik baie sterk deur, dat die Here vir ons 'n geopende deur wil gee, dat hy vir ons 'n droom het in ons lewe, wat hy wil volbring. Maar daarvoor het ons nodig om die wapenrusting van God aangetrek te hê volgens Efesiërs 6. En ek wil graag hierdie week kortliks dit met u verduidelik, want ons het ook 'n verantwoordelikheid om ons beste self te kan wees en om die woord van God nie net te hoor nie, maar iets daaraan te doen. So mag die Here u seën as u miskien na Sondagoggend se boodskap weer luister, maar ook om Efesiërs 6 te verstaan, want dit is wat vir ons gaan bewaar en beskerm in hierdie tyd waarin ons lewe. So vanoggend lees ek dan net vir u hierdie gedeelte wat Paulus skryf. Ons lees daarvan in Efesiërs 6 vers 10. Eindelik word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Nou die woord word kragtig in die Here wys op jou persoonlike kommitment en lewenswandel met Christus, terwyl word kragtig in die krag van sy sterkte verwys na God se onbeperkte goddelike mag wat hy jou gee om die geestelike stryd voluit te stry. Dan sê hy hierdie woorde: trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Nou, ongelukkig wil ons dikwels met mense veg of teen mense veg. Het sy in die politiek of in die kerk, maar ons kom nêrens daarmee nie. Want die woord van die Here sê vir ons in 2 Korintiërs 10 vers 3, alhoewel ons nog vleeslike mense is, voer ons nie die stryd volgens die vlees nie, soos die wêreld nie. Want die wapens van ons stryd is nie menslik of vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. En dan in Efesiërs 6 verduidelik hy vir ons wat ons moet doen en hoe die wapenrusting lyk waarmee ons Satan beveg. En daarom gaan ons in hierdie week hierdie gedagtes met jou deel, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Nou dan lees ons onmiddellik hoe dat hy vir ons hier baie verduidelik in die eerste gedeelte. Neem die helm van verlossing aan. Dit spreek daarvan dat jou gedagtes, jou denke onder die wil en beheer van God se Gees gebring word. Onthou jy daar in Romeine 12 vers 2, laat toe dat God julle verander deur julle gedagtes onder die beheer van sy Gees te bring. Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid, met ander woorde om daarin te deel en maar te praat en te doen soos die wêreld nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy die manier van dink verander sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. En dan in Spreuke 4 vers 23, bo alles wees versigtig wat met jou hart aangaan, want wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. 2 Korintiërs 10 vers 4 leer vir ons moet elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Dit is wat die helm is mos soos 'n ysterhoed wat die soldaat gedra het. Die helm van verlossing beteken dat jou gedagtes is onderworpe aan Christus se wil, want Satan
het mense se gedagtes gevange geneem en daardeur bou hy vestings in ons op, deur spekulasie en deur verbeelding en fantasie. En ons moet toelaat dat ons gedagtes suiwer en rein bly. Dit is ons verantwoordelikheid om alles te bedink wat loflik en rein en skoon is en enige bose gedagte uit ons hart uit te wis. Mag die Here ons genade gee om altyd hierdie woord te onthou. Die helm van verlossing beteken dat Christus het my gedagtewêreld ook kom verander en nuut gemaak. Mag jy 'n geseënde maandag beleef.